Môre dames en heren, ik zit hier met een prachtige jonge dame. Zij heeft verleden zondag zo'n ondervinding gehad met die kracht van die Here. Maar en dat was awesome geweest. Ik wil sommer net zo'n beetje met haar praten, een paar vraagjes vragen. Hallo mijn zuster. Goeiedag, zuster. Hoe gaat het? Goed en jij? Baie goed, die Here is genade is vir ons genoeg. Ek wou jy het so 'n ondervinding gehad met die krag van die Here. Wat het gebeur? Soos verstaan, zuster, ons het dat op ewige lus gepreek. En ons het net onder die salwing van die Here gekom. En ek het net vergeet van mense, wat mense van my dink, wat mense van my sê. Ek het net vergeet van almal rondom my. En ek het net gevoel, ek wil my hart vir die Here gee, maar my begeerte is by die Here. En dat, soos u weet, ek het een moeder alleen. En daar's nie support nie, dat niemand wil hom dien nie. So ek gaan uitstap en hom dien. En ek het net vergeet van almal. En ek het so onder die salwing van die Here gekom. Ek het as soos 'n ander mens gevoel. Ek het daar gelê, maar dit was so wonderlik. Die gees van die Here het my so anders gemaak. Die salwing van die Here. Ek was regtig 'n ander mens. Ek het so wonderlik gevoel. En hy trane, wat het gebeur? Dat was net, ek kan nie ophou huil nie. Ek het so hard probeer om net ophou te huil, maar die trane het geloop. Ek het soos 'n gehuil, soos 'n mens wat seer gemaak is. Ek het net gehuil. Ek kan nie ophou gehuil nie. Dit was wonderlik geweest. Okay, en nou nadat alles verby was en die week wat jy nou skool toe gegaan het, hoe was jy? Was jy dieselfde Elaine? Wat dink jy? Weet jy, ek was 'n ander persoon geweest. Ek het selfs my vriend het ek baie bemoedig en vir hulle vertel wat gebeur het. En hulle het lyk en soos gevoel, wow, dat seker nie regtig so nie. En ek het vir hulle gesê dit is so en ek het hulle baie bemoedig. Dalk het hulle dit aangeneem, maar okay, maar ek weet en ek vertrou op die Here. Hy sal vir hulle openbaar en hy sal vir hulle ook mooi weer doen. En weet jy, ek het baie moed gehad om deur die week. Ek het baie dinge gedoen wat wonderlik gewees het. Ek het gevoel as 'n mens wat net goeie goed wil doen, wat net by die Here wil wees. Dit was 'n wonderlike week vir my gewees. Amen. En wat kan jy kort beskryf voor jy die Here jou gedoop het met sy Heilige Gees? Wat is soort mens was jy voor dit? Ek was 'n ander mens geweest. Ek het teruggetrokke gevoel. Ek het gevoel wat mense gaan sê, wat mense van my dink. Ek het gevoel ek kan nie by die Here wees nie. Ek is 'n ongelowige. Ek kan nie by hom wees as ek verkeerde dinge doen nie. En ek het net gevoel wat mense gaan sê, wat mense van my dink. Maar na daai toe ek in die salwing van die Here kom, wat die Here vir my so 'n wonderlike persoon gemaak het, het ek net vergeet wat mense gaan sê, wat mense van my gaan dink. En ek het net my hart oopgemaak vir die Here. En ek wil net vir mense sê dat dit so wonderlik om by hom te wees. Hy het vir my baie openbaar. Amen. Ai, sister, ek is saam met jou opgewonde en jy maak my soms so opgewonde en dit is ook altyd my gebed dat die Here baie jong mense sal verander. Soms ons as ouers probeer om ons kinders te verander, maar nou het ek weer self gesien en ek kan hoor en ek kan aanskou dat die Here kan self die werk doen. So, wat wil jy vir ander jong mense buite kan Ek wil vir sê? jong mense sê, moenie opgee nie en vertrou aan hom, glo aan hom. Hy sal vir jou baie dinge doen. Jy sal voel jou hele lewe het verander. Dinge gaan met jou gebeur wat nog nooit tevore met jou sal gebeur nie. Wat jy nie kan geglo het dit sal met jou gebeur nie. Wat jy sal vir ander jong mense kan getuig, kan bemoedig.
En selfs as jy uitgaan, sal jy lig vir ander mense kan wees. Jo, Sal jy prys die lig Here. oral wees. Sal jy 'n lig in skoolwerk wees. Sal jy 'n lig in die skool wees. Nie 'n mens, selfs in die omstandighede, sal jy 'n lig wees. Jy sal opkyk na ander verkeerde mense, maar jy sal jou geloof vir jouself sal jy baie meer, jy sal eintlik baie meer geloof vir jouself het, as wat jy vir jou ander medemense het. So ek wil net jong mense bemoedig en sê, vergeet wat mense van jou sê, vergeet wat mense van jou gaan dink. Geen net jou, wees net 'n oomblik stil en wees net by die Here, gee jou hart vir die Here en die Here sal vir jou openbaar. Ag, baie dankie Suster Lyn. En mag my gebed is vanmiddag vir jou dat die Here jou sal seën en dat die Here jou magtig sal gebruik in die akker van hom. Weet is vandag het ons die jong mense nodig, want julle jong mense is die toekoms van môre en mag die Here u seën.